kom dat ek jou vertel wat jy nie ken. En wanneer ek en jy vandag hier by mekaar is, en ons nou uit 1 Korintiërs 2 uit gaan lees, dan is Paulus besig om vir die gemeente dieselfde ding te sê. Hy sê gemeente, julle het klomp visie en 'n mou en julle beklei en gaan te kere oor dinge wat nie eintlik relevant is nie, want ek en jy as Christen is veronderstel om deur die oë van die Gees iets anders raak as wat die wêreld, as wat die standaard ou rondom jou is. Maar dan in hoofstuk 3 dan sê hy vir die gemeente, maar ek moet nie met julle praat soos mense wat deur die Gees gelei is. Ek moet met julle praat soos mense van die wêreld. So wanneer ons vandag hier is, dan gaan ek en jy nou 'n bietjie praat oor, laat ons toe dat die Gees ons oë oopmaak vir die goed wat regtig belangrik is, soos die Boesman hierdie studente se oë moet oopmaak. Of is ek en jy nog so in die wêreld se manier van dink en so aan, dat ons eintlik in die wêreld glad nie anders doen as wêreldse mense nie. Want ons laat ons nie deur die Gees, ons laat ons lei baie keer deur ons eie begeertes en ons eie vooroordeel. So vandag gaan ons vir klein Divan doop hierso. En wanneer ons vir klein Divan gaan doop, dan is dit 'n mannetjie wat ek like dit vir die eerste keer in my lewe. Hy luister die ou tannies en hy smile vir die ou ooms. En dit was baie lekker geweest. Dit so, maar hy gaan in hierdie lewe ingaan en al hierdie mense wat vandag hier sit sê vir hom, jy kan op my staat maak om vir jou 'n voorbeeld te wees in die tyd wat kom. Jy kan op my staat maak vir iemand wat vir jou die regte perspektief en die regte insig gaan gee. Jy kan op my staat maak want ek is 'n medegelowige. En omdat ek 'n medegelowige is ek ook 'n gedoopte. Wat beteken ek lees 'n ander boek. Ek tree op volgens ander reëls. Ek het 'n ander manier van kyk en dien, want ons as gelowiges is in die wêreld besig om deur die Gees na die wêreld te kyk, nie deur die Gees. En daarom hou ons nie 'n dooppaartjie iewers anders buite die kerk. Ons doen dit nie soos met troues. Ons doop in die gemeente, want die gemeente vat verantwoordelikheid vir hierdie ding. So wanneer hierdie tweeetjies hier kom en mamma en pappa, julle kan kom. Ja, kom. En kleinsus kan saamkom, né? Jy kan haar saambring. Ja, as jy jou hand bring ons saam. Dan is ma en pa die twee mense wat hier kom en hulle kom en hulle gaan vandag kom beloof dat hulle hierdie mannetjie gaan grootmaak. Vrydag kyk. Dat hulle hom gaan grootmaak volgens die wil van die Here. Ja, verstaan nie. Maar ek wil net gou hoor by die van julle. Ek het nou baie keer met belydenisklasse kinders gedoen. En dan as ek met die belydenisouers praat, dan sê die ouers, "Ag, ek is so bly dis belydenis van geloof en my kind en belydenis van geloof en nou is my doopbelofte daarom klaar." Het julle al dit gehoor? Nee? Het julle dit al gevoel? Is dit? Dames en here, as jy beloof om daai kindjie 'n Christen te maak, good luck. As jy verder beloof om daai kind 'n engel te maak, double good luck. En ek het dit dierbaar, maar hulle is die engele die. Want dis hierdie punt nie. Die punt is, hierdie twee ouers kom vandag hier staan en sê, ons gaan ons kind innooi in 'n manier van lewe wat net sin maak, wanneer jy daai manier van lewe beoordeel, deur die Gees wat lei, die Gees wat leer, en die Gees wat uitrig. Nou asseblief, jy maak nooit klaar met jou doopbelofte nie, want jou doopbelofte is nie iets wat jy op die ou einde van die dag afhandel nie. Jou doopbelofte is sal heeltyd hierdie mens innooi in my lewendige verhouding met God. Ons moet nooit daarmee klaar maak nie, want ons maak ons klaar met 'n stuk van wat dit is om gelowig te wees. So, liewe ma en pa, julle tweetjies is nou al hard in die
Alraai. En ja, sy huil nog vir die ooms. Ag Here, kyk, maar ek 50% slaag 50. Alraai. Um ek gaan vir julle 'n bietjie herinner wat dit beteken toe jy gedoop is en wat is daardie uitnodiging waarin jy en ek in volhard sodat die kinders, die klein kinders en die agterkleinkinders, dalk 96 is nog nie klaar nie, dat hulle elke keer uit 'n lewendige verhouding met God kan sien wat ons doen. Ons kinders word verseker dat God ook ons God. Dis wat ons sien hier by die Here. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is en dat die Heilige Gees in ons woon van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, en onthou daai sonde is nie droogmaak sonde nie, daai is ons verwyder van God. Veroorsaak dat ons dood verdien. Maar Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan. Daarom beteken dit die volgende. Dis nie net 'n mooi gewoonte wat ons doen ter wille van ander mense nie, of die kuier na die tyd nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word. Dit sal julle nou al van getuig, die wat nou hulle enkele lewe af. En dis ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry. Want in die ou tyd was dit nogal die gebruik gewees om die kind nie op sy naam te noem voor hy nie gedoop is nie. En daarom sou soveel ou ooms en tannies wat die bynaam seun en meisie. Want die dominee het ver gebly en hy het eers oor 3 maande op die plaas uitgekom en dan almal begin om die kind seun en meisie te noem en byname. Ons word vandag, wanneer ons hier gedoop word, nie deel van 'n menslike familie. Dit is al lank gebeur. Ons is deel van die goddelike familie. En die goddelike familie is een waar die Here jou naam ken, of die naam roep, nie jou doopnaam. En so as ek nie nou al die doopname noem nie, dan relax jy nie. En sê, hier gebeur iets aan. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. En daarom, Ankie Kevin, hoe gou daar binne in die bakkie, hoe in die bakkie die water, mamma, wys vir die water. Kyk daar die water van die. Ons gaan nou, okay. Die vraag waarop julle vandag antwoord is nie vrae wat vra hoe gaan julle dit perfek doen? Hoe gaan julle hierdie reg kry sodat dit nooit enigsins anders gebeur nie? Maar hierdie vraag is vrae wat julle opreg deel maak sodat julle saam met al hierdie mense begelei word in wat dit is om gelowige ouers te wees. Julle kinders in 'n gelowige lewe te begelei en so saam getuies te wees vir die koning. So, ek gaan vir julle die volgende. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop is, aanvaar julle die Bybel en die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenis Christus dit verwoord, as die ware en volkomme leer van die verlossing, en beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Voor julle antwoord. Waar is ons klein mannetjie? Kom jong. Kom die van dat by jou maar. Kyk, daai man is reg. Het hy lekker geëet? Het hy geëet? Okay. Alright. Das sy. Kom jong. Hoe kan die mense? Das sy. Kyk nou. Weet wat julle hom en eintlik al twee julle kinders weer hier in julle hande. Hey,
ek het daarom miskien wel, ja, gaan julle hom help om eendag die volgende te kan doen. Julle gaan hom help om eendag te kan sê, eerstens, ek glo in die leer van die Ou en die Nuwe Testament en die artikels van die Christelike leer wat in hierdie kerk geleer is. Julle gaan hom help om die volgende te kan sê, ek glo dat ek 'n lidmaat is van die kerk en in die kerk moet dien en saam met medegelowiges so leef dat ons dit sal uitdruk. Derdens gaan hy sê, ek glo dat ek verlos is en dat Jesus Christus my verlosser is en dat ek saam met hom leef in wat ek moet doen. En julle gaan hom help om heel laaste ook te kan sê, ek belewe dat ek myself ook sal onderwerp aan lyding en leer, sodat ek in hierdie lewe daarmee vrede maak. So ou die wandjie, dit is jou storie en dit is wat hulle jou mee gaan help. So daarom sê, Kevin, wat is jou antwoord? Wat is jou antwoord? Lekker. Nou kom staan bietjie nader hier en julle moet asseblief nie hierdie steek na die tyd nie. Julle is nie daar anders as arms en hande en alles vol. Kom nader, kom staan hier by die deur. Kyk hoe goed. Hierso, wag, jy kan nie lees. Jy kan nie lees. Ja. Hallo. Jy gaan nou swem. Môre nie. Ja, kyk hier. Hallo. Kyk hier. Wag. Kyk hier. Kyk hier die water. Kyk die water. Kyk die son. Kyk die son. Kyk die water. Ja. En hierdie water sê liewe Jesus, wees lief vir jou. En hy sê niks kan die liefde wegvat nie. En hy sê dit kan altyd by jou bly. En daarin die kan ons dit weer van die liefde. Ja. En van die seën en van die heilige. Amen. Here baie dankie dat so 'n klein lyfie in die verwondering van die water sien. Jesus op by hom en hy is met hom en dat hy altyd daarin kan rustig wees en dat hy kan weet hoe veilig hy is. Ja, vir al dis koud. Ja, dis ja. Liewe gemeente, kom ons gaan vir hulle sing. Jesus roep die kindertjies en julle gaan sommer net hier staan en dan daarna as dit klaar is, dan kan julle weer daaronder gaan sit. Kyk, vir al die mense gaan nou vir julle sing. Ja, staan, kom staan, lekker en dan sing julle, sing ons saam. As julle kan hier sal sy dood speel. Okay, maar nie. Geliefdes, wanneer ons op Vadersdag lees en ons dan nou ons teksgedeelte oopmaak, dan gaan ons lees in 1 Korintiërs 2, ons gaan vers 6 lees tot 3 vers 1. Maar ek wil eers 3 vers 1 vir julle lees en dan gaan ek die res vir julle lees. So, ek het nou vir julle bietjie daarna verwys. So Paulus kom en hy sê vir die gemeente in Korinte, broers, en nou smaal ek altyd nou, julle weet mos nou die mense in die Bybel tyd
het nou die girls nou bietjie uitgesny. So as hy nou so raas met die mense in die gemeente, dan kan die vrouens nie rustig wees en gelyk nie die broers wat die moeilikheid gemaak het. Nee. So nou wanneer hy sê broer, sê hy nou mos nou eintlik broers en susters, ek kon nie met julle praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos die wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. So hy kom na die gemeente toe en sê vir die gemeente van daglik ernstig met julle praat. Julle moet anders bly in die wêreld daar buite as wat tans gebeur. En ons gaan nie noodwendig luister na en vra of julle daarby skuldig is nie, maar kom ons hoor wat sê hy. Wat is die veronderstelling van gelowiges en hoe hulle behoort te leef? En ons gaan 'n groot stuk lees vandag. Soos 1 Korintiërs 2 van vers 6. Tog is wat ons verkondig wysheid. Nou julle moet hier hoor, maar net vir die wat daarop bereid is. En dan 'n wysheid wat nie van hierdie wêreld is of van die heersers van hierdie wêreld nie. Hulle is buitendien aan die ondergang. Wat ons verkondig is die wysheid van God, die verborgde waarheid wat bedek was en wat God van ewigheid af vir ons voorbestem het tot die ewige heerlikheid. Nie een van die heersers van hierdie wêreld het hierdie wysheid geken nie. As hulle dit geken het, sou hulle nie die Here van die heerlikheid gekruisig het nie. Maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So ook ken niemand die verborgde dinge van God nie behalwe die Gees van God. Die Gees wat ons ontvang het, nie die Gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid inspireer nie, maar met woorde wat die Gees inspireer. So verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die Gees het. Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat die geestelike oordeel nie is. Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel, maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan immers geskrywe: Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons het die Gees van Christus. En dan daarvan vers 8 van Hoofstuk 3. So ons lees in daardie gedeelte en julle hoor dis 'n verskriklike gedeelte wat heen en weer gaan oor ons het die Gees en die Gees sal ons openbaar. En wat sal die Gees ons openbaar? Geliefdes, in daai stuk kom Paulus na die mense toe en hy sê vir hulle: Julle as gelowiges moet op 'n plek kom waar julle bietjie met mekaar praat oor, is ons as gelowiges besig om op die regte pad, op die regte manier en in die regte gees die lewe te leef en onsself te handel. Ons hou daarvan om oor die Gees te lees en dan vir mekaar te sê die Gees help ons bid. Die Gees help ons om tot die Vader te nader te gaan. Maar dis nie vandag nie. En die Gees help ons om in die wêreld te getuig en hy stuur ons na die uithoeke van die aarde toe. Dit is ook so. Maar dis nie vandag nie. Vandag die punt is die Gees help ons as gelowiges om oor God te praat met mekaar. En dit doen ons bietjie min want ons sê vir mekaar, man, wat ek in die Here doen, dit is my en die Here se saak. Dit het niks met iemand uit te waai nie. My geloof is persoonlik en privaat. Liefde, dis uiters persoonlik. Want die Gees van God is dieselfde Gees wat elkeen van ons deel, wat ons in verhouding met ons sit, sodat ons as gelowiges met mekaar volgens 'n geestelike manier in hierdie wêreld kan optree. Wat beteken ons is veronderstel om met mekaar daardie wysheid in te deel. Nou wanneer God na ons toe kom en ons sê ek het jou die Gees gegee, so hierdie Gees moet jou iets anders leer, dan is daar so 'n paar momente wat ek vandag saam met julle hierin wil uitlig. En die heel eerste daarvan is dat Paulus vir die gemeente sê,
Dit gaan slegs vir julle wysheid wees, maar dit gaan vir die wêreld daar buite wees. So jy moet weet dat wanneer jy optree volgens die koninkryk en wanneer jy die koninkryk se beginsels kies, wanneer klein Diwan geleer gaan word hoe om konflikte te hanteer, hoe om met medemense om te gaan, hoe om met sy ma en pa te werk, hoe om met skermtyd te werk, hoe om met al daai goed te werk, gaan die wêreld dink julle leer hom verkeerd. Hy gaan met dit daar by die skool kom en dan gaan hulle hom spot. Moet nie ter wille van jou kind die wêreld se beginsels aanleer sodat hulle lewe so gemaklik as moontlik. Want jy wil tog net nie hê hulle moet uitstaan nie. Jy wil net nie hê hulle moet geboelie word nie. So ons los dit maar en sê vir hulle, ag weet jy wat, as dit nou daar by die skool so gaan dat daai ou niks goed het om vir jou te sê nie, weet jy, dan sien jy maar bietjie terug. Of as daai juffrou met jou mislik is in die klas, dan moet jy nie haar huiswerk laat. Of wanneer die dinge tussen die twee boeties en sissies nie lekker gaan nie, dan sê jy nie vir hulle, hey luister, vra vir mekaar verskoning nie, jy stuur hulle net elkeen kamer toe, sodat hulle uit jou hare uitkom. Ek weet nie of nie baie nie. Ons is deesdae so gemaklik om van hierdie wêreldse goed te akkommodeer, sodat die lewe vir ons gemakliker raak. Dat is nie meer onderskeid. En wat is hierdie onderskeid wat ons sê? Wel, die onderskeid wat ons sê, is die wysheid wat ons gegee word in die manier hoe God gekies het om homself te ken. Geliefdes, ek en jy, Bonhoeffer was 'n dief in die Tweede Wêreldoorlog en hy was deel gewees van die ouens wat teen die nasies opgestaan het. En hy het gesê, jy kan eintlik niks van God weet as God dit nie self openbaar. En die enigste manier hoe God dit geopenbaar het, is deur Jesus Christus. En hulle het gekies om dit te doen in die vorm van 'n mens. So, 'n wysheid vir jou en vir my is om te leef soos wat Christus geleef het en hy homself aan. Wysheid vir jou en my is dat die Gees ons vat en ons help om presies dieselfde ingesteldheid te hê as wat Christus gehad het en nie wat die wêreld. En dit kan alleen gebeur deur die Gees, deur die krag van die Gees, want dit is veronderstel om ons te vat sodat ons kan gaan tot by die plek waar ons glo dat iets wat ons nie kan sien, die waarheid is en daar is ons te sien. So kom ek sê vir jou eerste ding wat ons in hierdie gedeelte hoor, wat Christus gedoen het anders as wat ons lees in die wêreld sien en begin doen is dat Christus geleef het as die beste diensknegt. So wanneer ek en jy met mekaar praat en met mekaar omgaan en daai kleintjie gaan groot maak, dan is daar baie keer hierdie ingesteldheid wat ons aan ons kinders oordra van, man, jy moet veg vir wat jy toekom. Jy moenie dat iets of iemand in jou pad staan nie. En dit klink vir ons baie goeie raad, want dit is hoe ons in die wêreld daar buite geleer word, jy moet jou plek kry daar. Veg jou plek oop. Jesus het nie sy plek geveg. Jesus het gegaan en gedien tot op die punt waar dit sy lewe. Nou, dink bietjie, ek het nou weer die week wat verby is, so ek vir agtergespoor gehad in Florida poskantoor in te gaan. Dit is wie van julle, wanneer laas het julle daar gaan? Nee, daar was 3 mense daar binne en ek moet in 'n tou staan, so stadig met dit. So nou staan jy moet nou daar. Kom ons gebruik nou nie die poskantoor nie, gebruik maar nou die munisipaliteit by die winkel of so. En daar net toe jy voorkom om jou kar se lisensie te wil uitneem, sê die vrou vir jou, sorry sir, the system is down. We are offline. Wie van julle wil daar wees en sien hoe jy jouself gedra die oomblik nadat jy 'n uur en 'n half gewag het en jy kom voor en jy hoor die system is down? Nee, jy wil nie eintlik jou mense moet sien nie, want jy gedra vir jou daar so. Jy wil nie Sondag in die kerk sit. Wie van julle voel dat enige mens enige tyd saam met jou kan gaan rugby kyk wanneer jy in die stadion is?
Oh, nee, okay. Geliefdes, wanneer die Here na ons toe kom en hy sê vir ons het 'n lewe van diensbaarheid, dan wil ek graag vir julle die volgende storie vertel van 'n man wat op pad was om te wag vir 'n vlug en terwyl hy gewag het vir die vlug, het hulle gehoor dat as gevolg van slegte weer die vlug gekanselleer is en almal in die ry moet staan om 'n nuwe vlug te kom bestuur. En hy staan in daai ry en hy sien hoe die een mens na die volgende mens met die vel agter die rekenaar so beklei dat hy homself skaam vir die samelewing. Jy het dit al beleef waar jy in 'n ry waar jy jouself so skaam vir die mense voor jou of agter jou. Toe hy op die ou einde van die dag voorkom en jy kan sien hierdie vrou staan daar of sit staan maak nie dat sy gaan nou die 100ste keer iemand wat wil beklei vat kry vir nie bekom nie. Ek kan nie sê daardie stuk diensbaarheid wat hy daar gehad het, is die tipe diensbaarheid waar jy nie vir iemand toegee nie, maar waar jy dit wat jy glo jou toekom neerlê en sê, weet jy wat nie, in 'n koninkryk van God hoef ek my nie nou te laat stel met oor die binne voel nie. Ek kan myself neerlê sodat die reaksie wat hier uitkom, getuig van diensbaarheid, getuig van liefde, getuig van respek en dat daar 'n ander stuk getuienis wat jy ons lewe in 'n land en in omstandighede waar ons diensbaarheid weeklik op talle plekke gekies omdat konflik so kan wees, omdat ek so voor ons in, omdat robotte nie werk nie en dan weet jy nie of daai ou of jy of die ou aan die oorkant eerste daar was nie, maar durf hy eerste ry dan voel jy was eerste. En ek nie net kan sê gaan en weet almal is veilig en almal is ons diensbaarheid in hoe ons met mekaar praat en hoe ons oor dinge praat en hoe ons oor ander mense. Jesus het op geen plek gekom waar hy daai mense wat hom so vervolg het, iets toegesnou het. Hy het homself as die almagtige God ingeperk sodat ek en jy kan lewe, sodat ek en jy 'n kans kan hê, sodat ek en jy weer kan aan. Maar ons voel baie keer so entitled en ons mag dit maar vir ander mense daarby. Ek en jy te ander en wanneer ons dit aan ons kinders hoor, moet ons onthou geloof word heel eers geërf voordat aangeneem. Daai kind gaan jou heel eers na voor hy gaan luister wat jy sê. Die tweede ding wat Jesus gedoen het en waarvoor hy sy hele lewe uitgegee het, is die versoening. Versoening tussen mense, versoening tussen God en mense, versoening tussen die mense en die die skepping en dan mense met hulle self. Jy hoor hierdie mooi storie van 'n dosent wat ek gehad het op basis. Hy het altyd net 'n 1300 kas. Hoe kom nou manne, die van julle wat nou, jy weet, as jy 'n 2.4 bakkie kan bekoop, dan wens jy altyd jy die 3 liter gehad. Nee, en as jy nou die 3 liter gekry het, dan kyk jy nou na die Landcruiser die 4 liter. En as jy nou uiteindelik die 4 liter het, sê jy maar jy sê kort net daai 4.5 want dit is wat jy eintlik nodig het om op die ou en op die dag. Ons skaam nie af nie. Ons kyk hoe kan ons upscale so ver as moontlik. En hy het gegaan en hy het gesê, weet jy wat? Ek wil my klein so klein as moontlik. Daarom ry ek so klein as moontlik saam. Sodat ek so klein as moontlik spesifiek kan wees. Dit is verskoning in die skepping. Dat ek wil net sê ek is met kern. Want herwin ons regtig daar by ons huisie wat ons staan. Nou hey.
keer en dan nou net gespot oor die badkamer, maar al 3 geysers hardloop sodat elke badkamer volledig kan warm word. En dit kan nie verstaan. Dis nog een van daai voorbeelde wat vir my skriwend was. Onthou julle so ruk terug het ons waterbeperking. My ma, daar was nog steeds mense met beautiful tuine en hulle het nie almal boorgate gehad. Maar omdat hulle die boete kan bekostig op die duurder elektrisiteit of die duurder water, doen hulle dit nog steeds, ongeag of ek water kan gee vir 'n volgende ou die 4 weke lank is, want ek kon myself die terug kan nie eintlik die ou op die hoek elke keer help met 'n brood of so nie. Want dan gaan dit maak dat ek nie elke week kan sê nie om myself te terug sodat iemand anders kan leef. Is 'n nuwe stuk voorsiening wie ek en jy teenoor mekaar. Jy is dalk die manier hoe ek lewe hierdie. Jy is dalk die manier hoe ek hierdie leef. Tot rus. Jy is dalk die enigste manier hoe ek volgende hou hierdie doen. Dan kry jy hier 'n vreemde familie. Daarom is nie. So Jesus wat vir ons gewys het dat ons moet dien, is 'n ander tipe gees as wat die wêreld. Jesus wat wys hoe ons versien, is 'n ander tipe gees as wat die wêreld het. Want die wêreld sê as iemand iets van jou gedien het, dan sê jy net 'n beter prokureer as hy en res. En hier is 'n hele. Dan die volgende ding wat Jesus gedoen het, is Jesus het homself verander. Die groot tipe gereg. Geregtigheid tussen mense, tussen mekaar in die samelewing. En geliefdes, wanneer ek en jy sien mense swaar kry of daar mense uitgebuit word, dan is ons monde vol vir geregtigheid voordat ons tot ons moet self dink oor wat is die minimumloon wat ons betaal. Tot ons self besluit wat iemand se waarde is en ek kyk hoeveel ek uit hom kan uitkry teen die goed. Ek en jy is die bron van geregtigheid vir ander mense waar hulle dit nie het. Waar hulle dit nie het. Ek en jy het 'n ander manier van leef en 'n ander manier. Nou is die vraag, hoe lyk dit af? Dit gaan baie moed vat van my en jou om in 'n plek te kom waar ons dink ons is reg. Maar dit nie te vat en dit vir almal te vertel. Dit gaan baie moed vat van my en jou om op 'n plek te kom en te sê, maar weet jy wat? Ek kan jou eintlik meer betaal as ek bietjie minder myself gee. Ek kan eintlik bietjie meer deel as wat ek gedink het wanneer ek bietjie van my gemak het. En dit alleen deur die krag van die Gees wat dit kan doen. Liefdes, ek wil amper so ver gaan as Vadersdag en vir die Vader. Dit is alleen moontlik wanneer jy dit moet doen. Dis alleen moontlik wanneer jy ophou om vir die teks te skree wat voor jou inry en allerlei vreemde tekens te kry van liefde en so aan. Dis alleen jy wat daardie verskil kan maak wanneer jy hier uitgaan en vir die huisgesin sê, huisgesin, kom ons maak 'n plan. Ons kan hierdie mense lewe beter maak as ons in ander stuur. Dit kan alleen gebeur wanneer jy die Gees dien. Want dit wat Bonhoeffer gesê het. Hy het gesê die enigste manier hoe God naby aan ons kom is wanneer ons die Gees werk in die buurman en die buurman. Ek ry so 3 keer 'n week in Pretoria toe en nou die dag ry ek daar deur Brooklyn. En daar sit 'n paar so in sy kar en hulle sit dood eenvoudig in verkeer en sy dogter sit langs hom. Julle daai pa hoef niks te doen nie want daai dogter is al die skelwerk namens hom.
Toe ek sien hoe daai mond beweeg en daai hande te kere gaan en sy besig om hier met die kar voor haar te praat, dis oh my soul. Sien dit vir die pa okay. Hy het hom nie stil gemaak. Hy het hom nie anders gewys nie. Hy het hom nie opgeroep tot 'n ander gees nie. En dit is wat ek vir julle sê. Ons is partykeer so gemaklik daarmee dat wanneer ons kinders hierdie gedrag openbaar, ons hulle los en hulle dink dit is. So wanneer ons vandag hier uitgaan vir liefde en die Heilige Gees is ons leier en ons leermeester, dan is die Gees ons leier en leermeester as mense wat dien. Die Gees is ons leier en leermeester as mense wat gaan en versoen. Die Gees is ons leier en leermeester as mense wat staan vir geregtigheid. En die Gees is ons leier en leermeester om die moed te hê om dit te doen op dieselfde manier as wat Christus dit volle selfoor en alles is sy doen. Alles by ander van die wens, geen ander lewe leef as een waar hy dink hy homself nie heeltyd angs en benoud weet nie, of hy daarby gaan uit en wonder wat net weer. So, wat het die Boesman gedoen vir ons in daardie? Die Boesman het vir ons gewys dat as die Gees sit in jou lewe en jy het familie wat saam met jou soek na die wil van die Here, dan is daar nie. Dan kan mens se lewe terugkom en dan kan mens uitkom. Die wêreld hier buite is julle nodig om hulle te hoor. Deur anders op te tree en anders te doen. Die wêreld hier buite het julle nodig om te wys dat daar 'n ander manier van leef. En die koninkryk is werk. Sodat ons nie weg is op 'n ander plek in 'n ander wêreld, maar dat ons hier tussen mekaar kan doen. Daar is 'n mooi ding wat sê, as jy jouself oorgee aan die spyt van die verlede, dan gaan jy heeltyd daarin leef. Denk dit en anders. As jy oor die onsekerheid in die toekoms gee, dan gaan jy heeltyd in angs leef. Maar wat is dit? Maar as jy die teenwoordigheid van God lewe wat jy hier is, dan kry jy die vrede. Die skenk van die woord. Mag jy vandag hier uit en vra waarheen lei die Here? Gaan doen dit rondom die kwessie, wherever jy gaan. En dan sê jy en jou vrou en jou familie en jou mense, al is dit net jy, vra vir die Here, Here, waar kan ek as familielid van